to the throne of mercy. Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Gemeente, ek dink dit is wonderlik om te weet dat julle omring word deur mense wat saam met julle dink en saam met julle bid. Hierdie het julle ingestap en gesê, binne gegaan hierdie jaar om te sê, dit is 'n jaar van transisie. Dit is ten diepste wat julle by die Here gehoor het, waar hy met julle is. En ook in ons binneste is daar mos daardie kere wat ons nie andersins kan nie, wanneer jy weet, alles is nou so op 'n knop gedruk. Here, hier staan ek nou. Here, lei ons vir hierdie pad vorentoe. Die reekse wat julle as gemeente saam hierdie jaar aangebied het, wil ek net vir so 'n oombliekie by stil staan om te sê, hoe kom ons vandag hier? Hoe kom ons by vandag se tema van gestuurdes en vandag spesiaal geleentheid? Julle het hierdie jaar afgeskop en gesê, saam met God, as gelowiges kan ons tog nie anderster as om te sê, wanneer ons 'n reis aanpak, kan dit saam met niemand anders wees, behalwe God self nie. Binne die groen sal jy keer op keer sien, dit was julle Sondagse temas, en die uitvloei daarvan was, ons stap hierdie pad saam met God en niemand anders nie.
Dan het julle ook na julle volgende reeks diepte, waar julle na heiligheid en hedonisme, as hy, Hanno se favourite woord, wat hy, jy sien, hy is al gekooi nie binne, waarin julle as gemeente gesien het. Die wêreld daar buite leef op een manier, maar ons as gelowiges is geroep om anders te leef. Hoe lyk hierdie anders leef konkreet binne in my en jou lewe? Veral in Paastyd het julle gaan stil staan by die reis na 'n nuwe lewe. 'n Reis wat ons vir mekaar gesê het, dat ons bely as gelowiges, dat die opgestane Here vir my en vir jou 'n nuwe toekoms oopsluit. Daarom kan ons nie anderster as om te sê, ja Here, U het elkeen van ons gestuur nie. Ons is U gestuurdes. Julle het veral die laaste tyd gaan kyk na wysheid en ywer, waar Rudolf met julle kom praat het, opdrag. Vanoggend kom staan ons stil by geleentheid. Juis omdat die Here gesê het in Johannes 20 vers 21, soos wat Dominee Dion vir julle uitgelig het aan die einde van julle reis na 'n nuwe lewe. Nes die Vader my gestuur het, stuur hy ook julle. Dit is 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier saam met julle te wees in hierdie reis wat julle as gemeente het. Hierdie reis wil ek vanoggend vir ons vra, dat ons vir 'n oombliekie gaan stil staan en gaan kyk na Petrus se lewe. Petrus is een van daardie mense in die Bybel met wie jy moet rekening hou. Kyk, ek het gedink Paulus vir hom, nê, want ek dink alle teologiese studente, almal wat teologie geswat het, Johan, jy daar agter, jy weet, Paulus, ek en hy kou nog op ons nals. Dominee Dion is nie, ek het hierdie onder my knie. Maar Petrus is hierdie wonderlike mens. Wonderlik vir die eenvoudige rede. Hy is daardie man wat sommer antwoorde afvuur sonder om te dink. Man, hy maak keer op keer maak hy fout. En dit is wat die buitebybelse bronne vir ons leer van hierdie Petrus. Maar die einste bronne, kom sê ook vir my en vir jou, dat hy 'n leier was, dat hy vir mense kon mobiliseer, in beweging bring, van hierdie pad af beweeg na die volgende toe. Is dit nie wat transisie ook vir ons sê nie? Hierdie Petrus is daardie vriend van jou wat jy aan moet dink. Daai een wat jy wil sê, luister jy, hoor jy, okay, ek dink jy moet dit nou nie so blaatant en reg uitstel nie. Hopelik ook, is dit jou vriend en nie jouself nie. Petrus is een waarmee rekening gehou moet word. As klein seentjie ontmoet ons vir Petrus, waar hy duisende jare gelede gebore is, in Jerusalem. Op 5-jarige ouderdom was van hulle wat Arameese seentjies was, verwag om 'n tweede taal aan te leer, Hebreëus, en dan ook nog die eerste 5 Bybel van die boeke. Genesis, Exodus, Levitikus, Deuteronomium, Numeri. Die Torah, die wet. Nie net te kon gelees het in Hebreëus nie, maar uit hulle harte uit te gekon ken het. En dan, wanneer hulle 'n ryp ouderdom bereik, dan is die bestes van hulle onder hulle uitgekies. Wil daai een hê, daai een, daai een ook. En hulle sou vir die rabbi nagevolg het. Hulle sou sy studente gewees het. Hulle sou by hom geleer het hoe om gelowig is te wees. Spoiler alert,
dit was toe nou nie Petrus gewees nie. Hy het dit nie gemaak nie. En net sy pa, soos wat dit met ander seuns ook gebeur het van daardie tyd, volg jy dan in die voetspore van jou pa. Sy pa was 'n visserman gewees. En hy word toe nou ook 'n visserman van beroep. Hy het ook 'n broer gehad, Andreas. En Andreas lees ons hier die eerste keer wanneer ons van Petrus lees. In Johannes 1 vers 40 tot 41 sê hy vir hom. Hy het daarna eers na sy broer Simon, dit was eers oorspronklik sy naam, sy ma en sy pa, het vir hom Simon genoem, nie Petrus nie. Meer oor dit later. En vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Andreas, die broer van Simon Petrus, was die een van die twee wat Johannes gehoor het en vir Jesus gevolg het. Veronderstel jou hierdie blye ontmoeting wanneer hy sy boetie tegemoet hardloop. Ek het hom gekry. Die een van wie ons geleer het, die Messias. Kan jy dink hoe 'n wonderlike oomblik dit nie moes wees nie. Jesus sê vir hom, toe hy vir hom sien. Hy het na Jesus toegebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, Jesus, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Nou hieronder sal julle sien, ek het vir ons so 'n klein fotootjie ingesit en jy kan later meer gaan Google. Die heel eerste kerk is hierdie groot gebou bo-oor Petrus se kerkie gebou. En ons het die wonderlike voorreg gehad om ook daar te staan. En as jy in die middel van die kerk gaan staan, het hulle die vloer uit glas uitgemaak, wat jy by die klein eerste kerkie, amper 'n een slaapkamer woonstelletjie, kan inkyk. Inkyk op hierdie hoeksteen. Die plek waar alles begin het, waar Jesus vir hom gesê het, jy is my rots, op jou sal ek my kerk bou. So is hy hierdie man wat bulderend voortvier, wat jy eintlik wil sê, Wokai, dis nou heeltemal genoeg, jy gaan nou te ver, of is hy 'n leier? Die antwoord is, hy is albei. Daarom is dit vir my en jou die moeite werd om ons tyd vanoggend hier te spandeer, om na hierdie wonderlike gestuurde te kyk. 'n Gestuurde deur die Here, wat ook geroep is vir hierdie wonderlike geleentheid binne in die kerk. Ek wil vir julle vra om saam met my Johannes 21 oop te maak vanaf vers 15. Dan lees ek vir ons voor. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers vei. Jesus vra vir hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra vir hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei, dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek
en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui watter soort dood Petrus vir God mee sou verheerlik. Hier vind ons hierdie baie interessante verhaal in Johannes. Johannes het 'n unieke skryfstyl en 'n manier ook, nê? Hy het die vermoë om die 3 verraaiings hier te beantwoord met hierdie 3 vrae van het jy my lief? Dood eenvoudig deur die volgende. Daar was 'n kolevuurtjie gewees. Nou weet jy wat gebeur wanneer jy smoor verlief is, totaal en al. Kyk, een van ons beste vriende is nou verlief en ek durf ek sê heeltemal verlore. Jy onthou en jy weet selfs dalk nou, as jy daardie persoon se parfuum iewers ruik, wat gebeur hier in jou binneste? Al jou emosies kom na vore en oorweldig jou. Al daardie herinneringe wat jy saam met daai persoon het, flits so in jou gedagtes en op. Dieselfde gebeur wanneer jy trauma deurmaak het. Trauma en seer. Net deur hierdie eenvoudige kolevuurtjie wat op die strand is, waar die disippels die dag gaan visvang het, waar Jesus vir hulle nader genooi het en gesê, kom eet ontbyt saam met my, waar die son so aan die opkom was, daar het Petrus hierdie verskriklike, moeilike onderhoud, wat die Here met hom voer. Wanneer hy hierdie vuur sien, is daar nie twyfel in my binneste, dat het hom laat dink aan die vuur, daar by die binnehof van die hoëpriester nie. Daar waar hy die aand vir die Here bilderend vir die vrou geantwoord het, ek ken nie die man nie, ek weet nie waarvan jy praat nie. Dit is wat in sy geheue opflits. Dan vra die Here vir hom, Simon Petrus, het jy my lief? En dit is so hartseer, want in die vertaling gaan dit heeltemal verlore. Maar in die Grieks kan ons dit duidelik sien. Albei woorde, agapai en phileo, is liefde. Maar agapai vertel vir ons van 'n totale selfopofferende liefde. 'n Liefde soos wat Jesus het vir elkeen van sy kinders, wat sy lewe opgeoffer het. Phileo, dit is daai broederlike liefde. Ja, Here, ek het U lief as 'n vriend. In hom hierdie diep besef, Here, ek skiet tekort. Nie net in die oomblik wat ek jou verraai het nie. Here, ek is nie die eerste een wat aanvanklik gekies was om 'n disipel te wees, om 'n volgeling te wees van 'n rabbi nie. Here, is ek dit werd? Ek wat verskriklik aangejaag het. Kan ek nog durf sê, ja Here, ek het U lief. En dit is wat ons hier sien in vers 15. En die antwoord daarop gaan ook totaal en al verby ons. Want die Here gee vir hom 'n nuwe opdrag. Laat my lammers wei. Klink vir my en jou vreemd. Gaan ek vir jou 'n nuwe opdrag gee as ek jou nie vergewe het nie? In hierdie opdrag sê selfs N.T. Wright, wat die befaamde Nuwe Testamentikus is, lê vergifnis in opgesluit.
Dis glad nie wat ek en jy verwag nie. Ons sou verwag het Jesus gaan vir hom sê, luister hier, Petrus, jy het verskriklik opgemors. Jy het toe nou nie gedoen wat ek verwag het nie. Jy is so 'n totale teleurstelling. Gaan weg van my af. Miskien moet ons jou op 'n 6 maande probasietydperk sit, sodat jy net weer kan besef waaroor dit gaan. Nee. Die Here antwoord hom glad nie so nie. Laat my lammers vy. Daardie oorspronklike opdrag, Petrus. Ons wyk nie daarvan af nie. Die Here vra vir hom 'n tweede keer. Simon Petrus, het jy my lief? Ons Afrikaans druk dit dood eenvoudig uit met baie lief. Julle sal saam met my stem dat hierdie meer is as net baie. En julle kan sien daar, philo, die stamvorm is phileo. Ja, Here, ek het U lief as 'n vriend. Dan brei die Here sy opdrag uit. Hy sê nie net vir hom, laat my lammers vy nie, maar hy sê vir hom, laat my skape vy. Vir 'n derde keer vra die Here vir hom. En wanneer hy vir hom die keer vra, is dit anders. Kyk mooi na die woorde in rooi. Ek hoop dit is vir jou so sigbaar onder hierdie helder lig. Die Here sê nie vir hom, agape, nee, hy sê vir hom, verlys. Het jy my lief soos 'n vriend? En hy word diep bedroef deur hierdie. En hy antwoord vir die Here, Here, U weet alles. Daar's niks wat ek vir jou kan wegsteek nie. Ja, Here, ek het U waarlik lief soos 'n vriend. Die Here besef, hy kan nie by daai tree uitkom om te sê, Here, ek het U lief met my hele hart, ek sal alles vir U opoffer nie. Ons lees in vers 19, dat dit die pad ook is waarheen die Here met hom gestap het, want hy sou moes gesterf het op 'n manier wat die Here vir hom, waar hy die Here sou eer. Maar vir nou sluit die Here hier by hom aan. Dit laat my dink aan die verhaal van Thomas. Thomas wat sê, dit kan nie jy wees nie. Wys vir my jou handpalms, wys vir my waar is die letsels, waar jy in die kruis gehang het. Here, ek het al hierdie vrae, Here, ek het al hierdie twyfel in my binneste. Petrus, Here, ek is 'n teleurstelling, Here, ek is 'n mislukking. En die Here kom sluit by hom aan waar hy is. Het jy my so lief soos 'n vriend? En ek dink dit is wat vir hom bedroef gemaak het. Daardie oomblik wanneer iemand vir jou so met liefde en sagkens kyk. En jy besef, nie net hierbo nie, maar in jou hart, dat die Here vir jou geroep het en getaak het. Maak nie saak hoe jou pad lyk, wat jy is, waar jy is nie. Hy kom sluit aan by jou. En daarin vind ons hierdie vergifnis. Vind ons 'n opdrag. Nie net 'n opdrag vir Petrus nie, maar wanneer ons die Nuwe Testament lees, sien ons dat elkeen van ons hier is, elkeen van ons wat in die Here glo, wat sy kind is, getaak is met 'n opdrag. Hierdie is een van daardie wonderlike oomblikke, wanneer Simon vir hom ook gesê het, toe hy alles besef het en geïnternaliseer het. Here, enige iets wat U van my vra, dit sal ek doen.
En die Here gee vir hom 2 eenvoudige woorde. Joeg, julle, maar dis aardskuivend. Dis revolusionêr. Volg my. Ek en jy durwaag vra, hoe lyk dit prakties in my lewe? Wat is die padkaart, Here? Hoe kom ek daarby uit? Dominee Dion het verlede week so pragtig in sy preek verwys daarna, dat ons as kerk in hierdie klein vissersbootjie is, in hierdie stormagtige see, wat rondom ons woed partymal. En dat daar soveel verandering in hierdie wêreld is. Hy het nog Leonard Sweet aangehaal. Wat sê dat daar soveel verandering in hierdie wêreld is, dat as die golwe vir ons so onderste bo kom slaan, en jy net dink jy kom haal 'n asemteug hierbo, dan sien jy dat die totale landskap verander het. Dit is hoe oorweldigend dit is. Here, hoe lyk volg my in hierdie volgende ruimte? Ek wil graag hierdie video met julle deel. Het hy klank van agteraf, anders dan sit ons hom net gou hier af. Ons is gereed ook daar agter. Dankie. Dankie Kobus. Ek wil graag hierdie volgende video met julle deel, wat net vir ons presies aandui hoe hierdie padkaart lyk. Kom ons kyk daarna. Wanneer jy dit kyk, terwyl hulle gereed maak, luister na my en jou eie konteks, na ons eie wêreld, na hierdie see van onsekerheid, en hoe die Here presies dit kom aanspreek in hierdie gedeelte. Dankie. Matthew. Bye-bye. I've got it. The opening? Yes, What is it? a map. The what? Directions where people should look to find me. Okay, give me a moment. I'm ready. Have I? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you
and persecute you, and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Yes. But how is it a map? If someone wants to find me, those are the groups they should look for. And then? You are the salt of the earth. Waarby, wat is die padkaart? Wat is die geleentheid? Waar volg ons die Here heen? Hy som dit so eenvoudig op. Matteus, as jy my soek, gaan soek my by hierdie groepe van mense. Dis by hulle wat ons moet aangaan sluit. Dit is by hulle waar die Here teenwoordig is. Ek en jy dink seëning en welvaart is wanneer alles mooi en reg loop en vlot verloop. Nee, welgeluksalig is die wat arm van gees is. Welgeluksalig is die wat treur. Welgeluksalig is die vredemakers. Daar vind ons die Here. En dan, wanneer ons hom gekry het, wat dan, vra Matteus vir hom, Here, hoe dan? Hoe help dit my? Ek het nou gekry, wat nou? Wees sout. Sout is dood eenvoudig, sal enige man vir jou kan sê, wat biltong al gemaak het en gehang het in sy garage. Dis 'n preserveermiddel. Dit keer dat hierdie vleis vrot word. Dit hou die slegte, durf ek waag sê, die goddelose weg van die wêreld af. Dis my en jou taak. Kom, sluit daarby aan. Moenie bydra tot die slegte in hierdie wêreld nie. Moenie toestaan en kyk hoe dit rondom jou gebeur nie. Tree op, wees die sout. In hierdie groepe van mense, wees die sout. Sout is iets wat smaak gee. Smaak aan 'n wêreld wat laf geword het. Sout wat sy smaak verloor, is laf. In hierdie wêreld van my en jou, waarbinne ons leef, in die waansin daarvan, gee smaak daaraan. Kom dra by, kreatief, tot die Here se skepping toe. Dit is wat hierdie wonderlike boodskap vir ons kom sê. Ek wil net nog sien, daar is nog een baie belangrike ding. Dan hierdie sout wat smaak kom gee. Sê ook vir my en jou dat ons moet kom aansluit. Kom deel word van 'n wêreld wat vergifnis kom gee, wat anders optree. Sout in die derde plek. Nooit geweet nie, nie geleer nie. As jy sout en heuning meng, maak dit salf. Kom balsem dit hierdie sere. Nes soos wat Petrus
Jesus se aansluiting by hom, as balsem, as genesing, kom beleef het. So beleef, en moet ek en jy, ook binne in hierdie wêreld, genesing kom bring. Jy mag hier sit en totaal oorweldig wees en sê, Dominee, hoe? Ek? Wees gerus. Die Here gee sy gees om elkeen van ons te help, om hierdie taak tot totale uitvoering te bring. In hierdie week sit ek, en ek sit alles bymekaar, en ek sê vir myself, maar geleentheid. Wat is die geleentheid? Hoekom het NG Protea Park, kerkraad, saam met die konsultante, gebedsgroepe, hierdie as tema gekies? Wat is die geleentheid? Is daar iets waarby hulle julle wil mobiliseer, waarby hulle intrek? En ek sê vir Marna, ek vra vir haar, ek sê vir haar, Marna, wat is die aksies? As ons hulle nou aan die gang kry, waarheen gaan hulle? Moet ons vir hulle sê, hulle moet na Anja toe gaan by die kinderkerk, by Eduard en sy span aansluit by die musiek? Waarheen gaan julle? Wat is die padkaart? Moet ons 'n briefie by die deure sit, waarby die mense kan merk, ek wil by hierdie bedieninge betrokke raak? Asseblief, en hier is my naam en my telefoonnommer in die kerkkantoor, kontak julle? Nee, sê sy. Die vorige ronde was die kerkkantoor totaal en al oorweldig gewees deur die hoeveelheid mense wat hulp aangebied het en opgestaan het en gesê het, ja Here, hier is ek. Die probleem is nie so seer kontak gewees nie. Nou is ons ook binne 'n nuwe fase, so ek wil tog steeds vir jou vra, sê net weer vir hulle, hier is ek. Gaan maak kontak. Steek jou hand op, steek 'n hand uit na iemand anders toe. Maar die probleem was, daar was nie toewyding nie. Daar was nie 'n opvolg nie. Gemeente, hoor asseblief dit. Daar's niemand wat beter as 'n dominee in 'n kerkraad weet dat lewe gebeur nie. Niemand as ons wat beter wil weet, as jy 'n funksie of vir iets wil beplan, gaan jy nie 'n oop naweek kry nie, jy moet maar een kies. Daar is 'n groot stuk besef binne in ons elkeen, dat daar gaan sport wees op daardie naweek. Dat jou kind waarskynlik een of ander aktiwiteite gaan hê. Of as jy afgetree is, dat jy iewers op vakansie is. Daarvoor word voorsiening gemaak. Luister mooi. Ek sluit af. Die Here roep vir my en jou. Om te sê, al was jy dalk 'n Petrus gewees, of bevind jy jouself in daardie posisie, waar jy 'n totale mislukking voel. Beleef en kom hoor vanoggend die herstel, die balsem, die salf wat gesond maak binne in sy woord. Kom hoor hierdie oproep dat ek en jy 'n taak binne in hierdie wêreld het. Om die bose, om die seer van hierdie wêreld nie net te staan en toe kyk nie, maar stop te sit. Om smaak te kom gee aan die lewe, om verlossing, vergifnis. Julle ons sukkel daarmee. Om dit te gaan uitleef daar buite. En laastens, genesing. Wanneer 'n gemeente en 'n gemeenskap soos die hulle herder verloor, hulle leiers verloor, ek dink is daar 'n baie groot en 'n diep seer binne in elkeen.
hoor dat die Here vir julle sê, ek stap hierdie pad saam met julle. Ek sal julle nie alleen laat nie. Maar gaan wees julle ook my agente en daar buite in die wêreld, nooi mense in, trek hulle nader en bring ook vir hulle hierdie boodskap van genesing. Amen. Kom ons sluit die oë. Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U ons oproep as gestuurdes elkeen wat hier binne sit. Here, dankie dat ons vanoggend hierdie tyd kon gevat het en in diepte na Petrus se lewe kon gekyk het. Here, selfs al is dit maar net so 'n klein invalshoekie. Dankie dat ons soveel daaruit kon leer. Mag ons dit aanhak en onthou by ons lewens, Here. Wat presies ons as gelowiges se waarde daar buite in die lewe is. Here, dat dit nie waarde is wat bepaal word deur die wêreld nie, Here, maar ten diepste deur U. Here, en dat U elkeen van ons as gelowiges oproep om maar net die venster te wees, waardeur U heiligheid, U genesende krag, U verlossing uit en deurskyn. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Gemeente, kom ons staan ook en dan sluit ons nou af met die slotlied. 'n Slotlied wat vir ons sê, Here, alles wat ek het, alles wat ek is, behoort aan U. Here, nie my wil nie, maar U wil. Kom ons staan.